Goeiedag, ek groet u in die naam van Jesus Christus. Ek het in vorige video's het ek vir u vertel van dat die heiliges word heilig deur die bloed van Jesus. So ons word heilig deur ons gewas is, gekoop is. Ons is gekoop vir God se alleen gebruik. Ons behoort net aan hom. Dit is heilig. Heiligheid is nie om met jou neus in die lug rond te loop met 'n lang gewaad en vreeslike mooi klere en vreeslike dit en vreeslike karre en vreeslike. Nee, heiligheid is nederigheid, is sagmoedigheid. Nederigheid is om aan totaal en al aan God oorgegee te wees en om syne te wees, want hy het ons gekoop met sy bloed. Hy het ons gewas in sy bloed en dis genade. Al daai goede is net genade. Jy kan dit nie verdien nie. En al werk jy jou hard om gered te word, jy gaan dit nooit bereik nie. Want dit is genade, nie werke nie. Nou wil ek vir jy net uitwys weer eens hier in Efesiërs 3 dat aan die wat nederig is, gee hy genade, né? En sy genade is om gered te word. En sy genade is om sy openbaringe vir jou te gee van sy verborgenhede. Die verborgenhede is vir al sy kinders, maar nie almal kry dit nie. Openbaringe is vir al sy kinders, maar nie almal kry die openbaringe nie. Want hulle houding, hulle gesindheid, hulle hoogmoed, hulle hardkoppigheid, hulle eie willigheid, hulle eie sinnigheid, hulle vleeslikheid, hulle wat hulle self belangrik ag, dit, God weerstaan dit. Kom ons kies die ander manier. Kom ons kies die manier wat God verkies, wat vir hom welbehaaglik is. Dat die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart welbehaaglik wees voor die Here. Soos moet ons denke nederig wees, sagmoedig. En ons moet sag wees, ons moet nie oordeel nie. Ons moet nie ons tong gebruik vir oordeel nie. Nou wat is die verborgenhede van die Here? Die verborgenhede van die Here is alles wat die Here net 'n bietjie weghou van die hoogmoediges af. Maar hy gee dit aan die nederiges. Hy gee ook redding aan die nederiges. Hy gee die saliges, die wat nederig is, want hulle sal God sien, hulle sal God ervaar, hulle sal God beleef, hulle sal sy koninkryk ingaan. Nou die verborgenhede het alles te doen met dit wat God nie wil deel met iemand wat nie gewas is in sy bloed nie, iemand wat nie die regte gesindheid het nie, iemand wat God nie op die regte plek plaas in sy lewe nie. As jy God plaas in die hoogste plek in jou lewe en jy eer en ag hom en jy het 'n vrees vir die Here, 'n respek, 'n agting en 'n liefde en 'n nederigheid. Wow, die Here maak al daai goed te veel oop. Nou gaan ek vir julle lees in vers 10, want ek het laas keer in 'n vorige video tot vers 9 vir julle gelees van Efesiërs 3. Hy sê in vers 10, sodat nou deur die gemeente, ek moet net vers 9 dalk weer lees, en vir almal aan die lig te bring, wat die gemeenskap van die verborgenheid, wat van alle eeue af verborgen was in God, wat hy alles geskape het deur Jesus Christus, sodat ons nou deur die gemeente aan die owerhede, magte en heersers in die lig die menigvuldige wysheid van God bekend kan maak. So wat doen God? As ons nederig is, ons sy kerk, ons is in hom ingejuk, ons trek saam met hom in dieselfde rigting teen sy spoed en in sy waarheid, dan is ons presies in die verborgenhede. Want om met Jesus gejuk te wees is 'n verborgenheid, maar dit is 'n fantastiese plek om te wees. Jy is so veilig, jy trap nie eers met jou voete spore op die grond nie. Daar is net een ry spore en dis Jesus se spore. En weet jy wat? Dit is die verborgenhede om deur Jesus gedra te word. Jy hoef nie eers te loop nie. Nou sê hy verder, hy sê, dit maak in Jesus Christus het ons 'n vrymoedigheid. As jy so in die Here is, dan kry jy 'n vrymoedigheid met hom. Dan kan jy ook soos Johannes op sy bors lê. Dis 'n vrymoedigheid.
maar is ook geloof, en dit is vertroue in God. Jy vertrou hom, as hy sê spring, dan vra jy, hoe hoog Here, jy weet, jy vertrou hom, en hy sê hierso, in die vrymoedigheid, en in die toegang, wat ons met vertroue, in geloof in hom het, ons kry toegang, ons kry vrymoedigheid, ons kry vertroue, vers 13, daarom bid ek dat julle nie moedeloos word, by my verdrukkinge, terwille van julle nie. Dit is julle eer. Ja, ek wil ook vir julle sê, julle moet nie moedeloos word en bekommerd raak as ek verdruk word, as die weerlig my wil doodslaan, en die weerlig het my geslaan, en ons het amper verdrink, Wilma en ek, daar was nie 'n manier wat ons self kon uitkom nie, God het ons uitgehaal, daar was nie lewensredders nie, niks, God het ons uitgehaal. Mense het ons verdruk, mense het ons sleg behandel, al die goede wat ek net ook genoem het, weet jy wat, is terwille van julle. Want wie? Dit hou ons nederig, hou ons op ons knieë, ons moet bid. En ek sal graag wil hê, julle moet ook vir my bid, want as julle op julle knieë is, en ek is op my knieë, en Wilma is op haar knieë, weet jy wat, gaan God ons gebruik. En God het 'n groot plan vir ons, vir hierdie groep van 12 apostels, en 12 disciples, en 70 disciples. God het 'n groot plan vir ons, maar ons moet nederig wees, dan gaan hy ons daarmee kan vertrou. Nou wil ek vandag blaai na Efesiërs 6, en net dit vir julle wys. Efesiërs 6 vers 10 tot 19 gaan oor, of eintlik 10 tot 18 gaan oor die wapenrusting. So as ons die wapenrusting aan het, ons is soldate, ons is in 'n oorlog, né? En as ons nederig is, en ons al klare oorwinning, want dan veg die Here vir ons, en dan vlug die duiwel van ons af, as ons nederig is. So jou grootste wapen, jou atoombom is nederigheid, en geloof in God, en vertroue in God. Nou kyk wat sê vers 19, kom ons lees van vers 18 af, hy sê, terwyl julle met alle gebed, en smeking, by elke geleentheid, bid in die gees, en juist daartoe waak, met volharding en smeking, vir die heiliges. So ons leef en bid, en ons spandeer ons tyd, in gebed, vir ander, prys die Here, dis nederigheid, as jy vir ander bid, halleluja, en dan vers 19 sê, die laaste gedeelte, gebed en smeking vir al die heiliges, en vir my, sodat 'n woord my gegee mag word. Weet jy wat, as julle vir my bid, gaan die Here vir my woord gee, as ek vir julle bid, gaan die Here vir julle woord gee, ons moet vir mekaar bid, gebed, is baie belangrik, en dan sê hy, want ons die wapenrusting nodig ook, in gebed, en hy sê hierso, sodat die woord my woord gee, dat as ek my mond oopmaak, ek met vrymoedigheid, die verborgenhede van die evangelie bekend kan maak. Halleluja, die verborgenhede van die evangelie is vir ons almal, maar hoekom kry ons nie openbaringe nie? Omdat ons nie altyd nederig is nie, ons is nie sagmoedig nie, ons is nie met Jesus gejuk nie, ons doen ons eie ding, ons moet met hom gejuk wees. Amen. Ek hoop julle hoor wat die woord van die Here vir ons sê. En dan Paulus sê weer eens in vers 20, vir hierdie dinge is ek 'n gesant vir God, en daarom is ek in kettinge, maar ek spreek met vrymoedigheid. En ek wil net vir u nou sê, dat in vers 9 van Efesiërs 6 staan daar, God is nie aannemer van die persoon nie. Hy is nie aannemer van die persoon nie. En nou die dag het ek vir julle gesê, dat in Openbaring, hoofstuk 5, staan daar, wat in die hemel gebeur. In 4 en 5, waar die 24 ouderlinge, en die 4 lewende wesens, en al die heiliges wat reeds daar is, God aanbid en saam sing. U alleen is waardig, om die boek te neem, en sy seels oop te maak. Halleluja! Waardig is die Here Jesus Christus, net hy kan die seels oopmaak. Maar weet jy wat, daai waar almal wat daar sing, as jy nou na Openbaring 5, vers 9 kyk en sê, toe sing hulle 'n nuwe lied, en sê, u is waardig om die boek te neem, en sy seels oop te maak, want u is geslag, hy is die lam wat geslag is, dis sy bloed wat ons heilig maak, hy het ons gekoop met die bloed, hy genees ons deur sy wonde, hy maak ons vry in die krag van sy gees, halleluja,
Maar hy sê hier, almal het gesing, dat God het gesing, nee man, ek skies net hierdie sinnetjie reg lees, want u is geslag en het ons vir God met die bloed gekoop, uit elke nasie, elke stam, elke volk, elke taal. En julle sal nou sien in hierdie lesings wat ek vir julle stuur, ons gaan werk tot op die uiters van die aarde. En of ons nou van Koreane of Liggewane hou of nie, die feit van die saak is, ons moet gaan na die nasies toe. Want daar in die hemel is 'n vooruitskouing waar al die nasies, volke en tale sing, U alleen is waardig. Prys die Here. Ek sal volgende keer verder met u. Is daar nog 2 minute? Ek het nog 2 minute. Wag net so 'n bietjie. Laat ons gou klaar maak met daai 2 minute is baie kosbaar. Weet jy, dat dit gaan 'n vreugde wees vir ons om in die hemel saam met al die nasies, volke en tale gewas te wees in die bloed van Jesus, gekoop met dieselfde bloed, dieselfde prys. Maar weet jy wat is oulik? Hierdie hele laaste boek waaruit ek nou lees, sy naam is Openbaring, en die vertalers het daarin gesit Openbaring, is eintlik verkeerd, maar dit gaan oor Openbaring. Maar weet jy wat, dis 'n openbaring van Jesus Christus. As jy nou die eerste sinnetjie lees van Openbaring 1 vers 1, dan staan daar die openbaring van Jesus Christus. Raai wat het ek voorheen met u gedeel uit Efesiërs. Dit gaan alles oor Christus. Ons is in hom, ons is uit hom weergebore. Hy het gesterf vir ons. Hy is begrawe, ons is saam met hom gesterwe, saam met hom begrawe, hy het in ons opgestaan, ons is 'n nuwe skepsel, die ou dinge het verby gegaan, alles is Christus, hy is ons lewe, hy is ons alles. Nou dit is verskriklik belangrik dat jy sal verstaan, dat hierdie laaste boek openbaar alles wat gaan gebeur nou in die dae wat kom, maar weet jy, dat dit gaan niks help as jy die boek bestudeer en uit die kop uit ken nie. Dit gaan oor die openbaring van Jesus Christus. Is hy aan jou geopenbaar? Nog nie? Kyk na jou hoogmoed. Kyk na jou gesindheid. Hoe hard is jou hart? Hoe veroordelend is jou tong? Is jy goed vir mense? Is jy liefdevol? Saai jy liefde? As jy liefde saai, sê jy liefde maai. Saai jy sagtheid van tong, as jy sagtheid van tong maai. Saai jy oordeel, gaan jy oordeel kry. En jy sal geoordeel word. Moenie langer daai harde pad volg nie. U is geroep om by Jesus te wees en die openbaring van Jesus Christus te kry tot vreugde en oorwinning in u lewe. Ek groet u tot volgende keer. Bye.